My tema vanaand ook is die leeu en die lam. Kyk gou na 'n persoon links of regs van jou en sê die leeu en die lam. So ek lees vanaand uit Openbaring 5 vers 5 tot 6. Indien jy jou Bybel saamgebring het, kan jy hom oopmaak en dan gaan ek hom saam met julle lees. Ja, ons Bybels bring, partykeer is daar tegnologiese nalatenskap. Dan kan ons nie die goed versien nie. Openbaring 5 vers 5 tot 6, Revelation 5 vers 5 tot 6. Toe sê die een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, dis nou natuurlik Johannes wat hulle mee praat. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Vers 6, en ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is. Met 7 horings en 7 oë wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Nou, party mense hou van leeu's. Wie van julle hou van leeu's? Wie van julle het al 'n leeu baie naby gesien? Wie van julle wil nie 'n leeu baie naby sien nie? Het julle al so by 'n leeu gestaan as hy brul? Kyk, daar is daarom nie iets wat 'n vrees in 'n ou indruk soos 'n leeu wat brul nie, ek moet dit vir jou eerlik sê. Maar hy's sterk en majestueus en hy's die koning van die oerwoud en hy stap rond, maar ander van ons hou weer van lammers. Hulle is sag en onskuldig. Wie is die lammers? Liefhebbers hierso wat ek sien. Ja, julle is in die minderheid, die leeu het julle gevang. Maar die Bybel sê vir ons dat Jesus beide is. Die leeu van Juda en die lam van God. En wanneer God ons roep, dan moet ons antwoord wees, Hineni. Almal sê Hineni, 1, 2, 3. Hineni. Nou, vir van julle, dit klink dalk soos 'n sushi restaurant hier in die Kaap, maar dit is nie so nie. Dit is eintlik 'n baie klein, baie sterk Hebreëse woord wat 'n groot impak het. Dit beteken, hier is ek. Hineni beteken, hier is ek. Almal sê, hier is ek, 1, 2, 3. Kyk vir die persoon langs jou sê, hier is ek. Asof jy wegkruipertjie speel, nee. Maar dit is 'n goeie woord vir ons nuwe jaar. En kom ons wees eerlik, party van ons het 2025 begin met baie goeie voornemens. Wie van julle het dit deurgevoer met jou hand opsteek nie? Want baie het dit gebreek. Ek het 'n vriend wat gesê het byvoorbeeld hy gaan ophou suiker eet en dit het gehou tot voor die diens en na die diens toe hulle yskoffie verdien het. Die leeu en die lam. Hineni, hier is ek, Here. Nou, Hineni is more than I'm just here. Hineni means I'm here fully attentive. Hineni is a declaration of being ready for service, even though you have not even considered the full cost of it. Because when God calls you, He calls you. And God has called you. Look the person next to you in the eyes, and if you've got glasses, look through the glasses and say, God called you. As jy nie verstaan Engels sê die Here het jou geroep. Maar Hineni is nie ook net 'n voorneme nie, dis 'n antwoord. Dis 'n lewenshouding. Dis soos om jou hand op te steek en te sê, hier is ek's beskikbaar, gebruik my. Ek dink baie van ons is op 'n punt wat ons 'n paar dinge al vergeet en verloor het. Ons het vergeet dat ons 'n Here aanbid wat ons geroep het. Ons antwoord hom partykeer net sommer in die vinnige verbygaan en sê, ja Here, ek wil gebruik word. Ja Here, ek is hierso. Maar dan gebeur die lewe en dan is ons besig. En ek dink hierdie jaar moet ons kyk of ons die ding bietjie kan anders te omdraai om te sê, Here, hier is ek, gebruik my, die lewe is tweede. Wie stem met my saam? Hierdie gaan 'n jaar wees van verandering vir ons. 'n Jaar van verhouding met God. Is jy reg vir verhoudingsjaar met God? Goed, nou kom ek verduidelik vir julle wat hier net gebeur het. Abraham in Genesis het 'n groot ding gebeur.
Hy het antwoord, Hineni, hier is ek, Here, toe die Here vir hom gesê het, ek wil jy met jou seun gaan slag. Moses het dieselfde, Hineni, hier is ek, Here, geantwoord, toe God met hom gepraat het uit die brandende bos. Samuel het 3 keer gehoor hoe God hom roep, voordat hy hom geantwoord het, Hineni, hier is ek, Here. Spreek jou diensknegt luister. En dan natuurlik Jesaja, after God asked, whom shall I send? Isaiah cries out, Hineni, here I am, Lord, send me. En dis waarna toe ons hierdie volgende jaar gaan beweeg, want ons het 'n roeping, almal van ons het 'n roeping op ons lewens. Dis nie net vir pastore gemaak, die prys die koning, dis vir ons almal en dit is om mense te vertel van Jesus. En ons gaan julle toerus met hierdie volgeling van die weg, hoe om dit te doen, presies dit te doen soos wat die Here wil hê julle dit moet doen. Kyk gou vir die persoon langs jou weer, sê jy lyk mooi vanaand. So punt 1, Hineni aan die lam, ek gee my verlede. Johannes 1 vers 29 sê die volgende, hy sê die volgende dag sien Johannes dat Jesus na hom toe aangestap kom en hy sê toe, kyk, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons kom op 'n plek dat baie so vas aan ons verlede, dis asof dit vir ons 'n nuwe toekoms gaan bied. Daar's van julle wat nou nog vashou aan iemand wat jou geld skuld van 1929 af, en dis R10. En jy's kwaad, want dis R10. Ek dink by R10 is weg. Spreek hulle vry. Hierdie nuwe jaar het ons nodig om met 'n skoon bladsy te begin. Kan nie jou verlede verander nie, maar jy kan dit aan die lam oorgee. Partykeer moet ons maar partykeer bietjie daai nikkerigheid van ons, ek weet nie of julle ook so nikkerig is nie, maar laat staan en sê ek is jammer. Het is moeilik vir party mense om jammer te sê, veral as jy verkeerd is. Want ons wil nie vir mense sê ons is verkeerd nie. Wie hou daarvan om verkeerd te wees? Sien jy niemand nie. Ons wil nie vir mense sê ons is verkeerd nie, maar wanneer ons op hierdie punt kom en ons gee alles oor, dan sê ons gee alles wat ons is oor aan 'n koning, die God van die heelal. En dan begin ons weer hom in alles te ken. Die belangrikheid om oor alles te bid, te vra, Here, is hierdie die weg? Here, is hierdie die besigheid? Here, is hierdie die volgende stap wat ek moet vat? En nie op jouself meer te steun nie. Ek het 'n vriend wat altyd vir my sê, ek is nie perfek nie, but I'm a work in progress. En dan sê ek partykeer van my, ja, maar jy is maar 'n lang proses, broer. Vat maar 'n bietjie 'n rukkie. Maar die goeie nuus is, die lam vat ons skuld en ons skaamte weg. Hy gee ons 'n nuwe begin. Almal sê saam met my, ek gee my verlede oor aan die lam. 1, 2, 3, ek gee my verlede oor aan die lam. Julle praat mooi, man. Punt nommer 2, Hineni aan die leeu. Ek vertrou vir my toekoms. As jy teen hierdie tyd nie besef dat God jou toekoms is nie, dan moet ons regtig daaraan werk. Want dit kan net hy wees. Daar is nie iets anders behalwe hy nie, want in hom kry jy alles wat jou hart, jou kop en jou lewe sal begeer. Wie van julle het al van tevore, ek sien ons baie wat getroud is, wie van julle het 'n ou en 'n meisie wat hier so sit, julle is nie getroud nie, julle is in 'n verhouding, so Peer, dankie vir daai vinnige een, dankie vir daai, ja, julle lyk vir julle skaam is, nie? Nou die wat getroud is nou lekker, want jy het gekies, is nou klaar, jou toekoms is vas. Nee? Die ouens wat nou uitgaan, julle kyk nog lekker rond. Nou kyk almal vir mekaar, kyk jy rond. Maar dit gaan nie daaroor nie, want dit gaan oor verhouding. As jou verhouding met God reg is, dan gaan jy nou begin om 'n keuse te maak vir jou toekoms. So as jy in 'n verhouding is wat jy nie moet wees nie, moet jy by die Here uitkom en vra, Here, is hierdie ons verhouding of nie? Nee, dan moet jy breek. As hy sê ja, dan moet jy vasmaak.
Here, is ek waar ek moet wees? Moet ek hier in die Kaap wees? Moet ek in hierdie besigheid wees? Here, wat is my volgende stap? Wat is my toekoms? Is dit hier waar ek is? Of moet ek trek? En ons doen nie dit nie, want ons is bang die Here sê, ja, ons moet gaan. Ek bid baie versigtig. Weet jy hoe lank het ek gebid om Kaap toe te kom? Vir nou weer skuifie. Maar die jaar, wat ons nuwe jaar bring onsekerheid, maar die leeu van Juda het alles oorwin. Hy gee ons krag en moed. Openbaring 5 vers 5 sê die volgende, hy sê dit so mooi, hy sê die leeu uit die stam van Juda het oorwin. Toe sê die een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin. Dis die God wat ons aanbid. Johannes 16 vers 33 sê, I've told you these things so that in me you may have perfect peace. In the world you will have tribulation and distress and suffering, and be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world. That's who we serve. It says, my conquest is accomplished, my victory abiding. Dis wie ons aanbid. Hierdie jaar gaan ons nie in met vrees nie, ons gaan in met oorwinning, want ons aanbid 'n koning. Ons bid 'n God wat klaar oorwin het. Ek kan onthou toe ek baie jonger was as pastoor, het ek in 'n kerk ingestap, en ek verstaan nie hoe sit hulle die ligte nie by die deur nie, maar hulle het dit heel agter gesit. En die snaakste ding was by 'n kerk, as jy agter die lig afsit, dan sal goeders wat beweeg. Julle lag, julle moet hier kom staan. Vanaand sit ons die ligte af en kyk ons hoe loop jy. Jy loop nie so nie, jy loop so. Het voel of iets jou wil gryp. Dan begin jy tale te bid. Eers in jou kop, en dan hardop, en dan begin jy te skree, Kiwa Samanono! Net om seker te maak jy is veilig. Donker is 'n snaakse ding, man. Soms is ons baie keer bang vir mense of situasies. Die leeu van Juda sê, jy hoef nie bang te wees nie. Ek het reeds oorwin. John Wesley sê 'n mooi ding, hy sê, give me 100 men who fear nothing but sin and desire nothing but God, and I will shake the world. I want to be one of those 100 men. I want to shake the world for God. TG, almal sê TG. Kom, sê dit weer hard, lekker, TG. It means trust God. So as ek op jou afstap, is vir jou nuwe ding vir volgende jaar, hoe gaan dit? TG. Nie TGIF nie. Net TG. I'm trusting God. Almal sê saam met my, ek vertrou my toekoms aan die leeu. Ek vertrou my toekoms aan die leeu. Mooi. Punt 3. Hineni aan Jesus. Hier is ek. Ek gee my hede aan Jesus. Die hede beteken nou tyd. Waar ek nou is. Jesaja 6 vers 8 sê, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here I am. Send me. Hier is ek. Stuur my. Hier is nie 'n tyd nou net om van te droom nie, maar om te doen. Van julle het gesê op 'n stadium, ek wil gebruik word deur die Here, en jy was amper daar, en toe gebeur die lewe. Nou wil ek sê, kom weer daar, dat ons kan begin gebruik word. Sê, Here, hier is ek. Stuur my. Gebruik my. Sê vir my wat ek moet doen, sodat ek in U kan beweeg. Ek het 'n vriend wat baie keer sê, en ek het dit ook al gesê in die oggende, moenie met my praat voor 7 uur nie, want die Here sien my 7:30. Toe begin die Here my vroeër wakker te maak om met hom te praat. Toe sê hy, hoor ek 'n vriend sê vir my, ja, maar hy is altyd beskikbaar net na 10 in die oggende. Toe sê ek vir hom, die Here werk nie op Google Calendar nie, boet. Jy moet reg wees. Hineni beteken, jy gee jou tyd, jou talente, jou WhatsApp, jou beursie, jou alles vir God se werk. Ek wil 'n skrif aan jou voorhou vanaand, Johannes 12,
wat my geruk het, en ek verstaan nou beter wat die Here vir my sê. Hy sê, if anyone serves me, he must continue to faithfully follow me without hesitation, holding steadfastly to me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. And wherever I am in heaven's glory, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Ons aanbid nie 'n speelgod nie. Ons aanbid nie 'n God wat ons se arm kan draai nie. Ons aanbid 'n koning waarvoor ons moet buig. En wanneer hy sê, ek het jou nodig, dan sê jy, hineni. Hier is ek. Ek gee, Here, my hede aan jou. Ek gee my tyd, my nouste tyd, oor aan jou. Almal staan saam met my asseblief. Ons gaan nou hierdie 3 goed sê, en julle gaan dit saam met my sê op die bord. Is julle reg? Nommer 1, ek gee my verlede oor aan die lam. 1, 2, 3. Dis alles, né? Alles wat sleg was. Alles wat jy gedink het jou sleg maak, dat jy nie jouself kan wees nie. Alles bly hierdie kant van die jaar. Jy stap oor in 'n nuwe jaar. Nommer 2, ek vertrou my toekoms aan die leeu. 1, 2, 3. En wie is dit? Dis Jesus. Hy is die enigste een wat ons toekoms vir ons kan baan. Maak nie saak wat die wêreld sê nie, hy is in beheer. En dan nommer 3, ek gee my hede vir God se werk, my tyd van nou. 1, 2, 3. Ek gee 3 punte vir 'n nuwe jaar. Ons maak ons oë toe. Vat aan iemand se hand langs jou. Here, ons staan voor en ons verklaar aan U, die leeu en die lam, dat U die Here ons koning is. Ons roep uit in ons harte vanaand, hineni, hier is ons, gebruik ons, Here. 2026 is voor die draai. Ons wil nie 'n herhaling van 2025 hê nie. Ons wil 'n verhouding met U hê. Ons verlede, ons toekoms, ons hede sit ons nou in U hande. En ons vra dat U dit sal gebruik, selfs die slegste van wat my was, vir U eer. Dankie dat U met ons was in hierdie moeilike emosionele jaar. En ons sien uit, Here, sien uit om 'n nuwe jaar in te gaan in 'n verhouding met U, wat lewend is. Dat ons kan staan in die middel van waar ons is en sê, so sê die Here, omdat U so sê. Here, ek vat weg alle vrees wat nou hang in mense se harte en gedagtes. Die swaarheid van die lewe, die ongemak, die negativiteit wat so drukkend is. En ek bid dat die Heilige Gees nou sal spoel oor hulle, soos vars water. Hulle sal vul en sal verander, dat hulle U sal hoor en beweeg en glad nie meer bevrees wees nie. Want U het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. En dankie, Here, vir lewe en lewe in oorvloed, vir opgewonde van 'n nuwe jaar, wat ons inbeweeg tot die eer om te sê, hineni, hier is ek, Here. Ek seën ons almal in die naam van Jesus.